Dis 'n baie groot voorreg om saam met julle te kuier. Baie dankie dat julle ingeskakel is en ek glo dit vanaand verrykend gaan wees en stimulerend, want ons het 'n baie belangrike gesprek waaroor ons vanaand met mekaar wil gesels. Die hele saak rondom die gay-debat is natuurlik iets wat baie emosioneel van aard is, en ons bedoeling is nie om by hierdie geleentheid enige emosie op te wek nie, maar doodgewoon rustig te luister na twee standpunte in die verband, en dan aan die einde van die program dalk vir jou 'n geleentheid te bied om vir jouself te kan verantwoord. Uiteindelik is ons tot volwasse gelowiges nie waar nie, en ons moet daarom 'n eie opinie hê oor sake van die dag. Ons het twee gaste en ek gaan vra dat hulle self so 'n bietjie beter aan julle bekendstel. Ons begin by Dr. André Bartlett, baie welkom. Baie dankie Jannie, dis lekker om vanaand hier te wees. Ek is die predikant van die NG Kerk hier in Johannesburg. Maar ek werk ook by die Universiteit van Pretoria waar ek verantwoordelik is vir verdere opleiding van predikante. Ek is getroud, ek is die pa van 3 dogters en die oupa van 2 kleinkinders. Ek wou gevra het as jy oupa is, dan het ons iets om vanaand oor te gesels. Baie welkom André, baie dankie dat jy hier is. Dr. Hannes Schultz, vertel vir ons van jouself asseblief. Baie dankie Jannie en welkom aan al die kykers ook. Ek is ook 'n leraar van die NG Kerk daar by Horison Noord gedeelte. Ek het 2 getroude kinders, 'n dogter wat die oudste is en 'n seun wat die jongste is. En ek is nog nie oupa nie, maar dit is altyd 'n voorreg om al pragtige jong mense te hê wat die Here dien en sy naam loof. Inderdaad. Baie dankie Hannes dat jy hier is en dat jy die tyd geneem het om saam met ons te kuier oor hierdie ontsettende belangrike onderwerp. Ek het nou in die onlangse verlede vir iemand gevra, het ons nie nou klaar gepraat oor hierdie saak nie? Homoseksualiteit, selfde geslagverbintenisse, dit voel so asof ons aan mekaar bly gesels, dit voel nie meer vir my asof dit relevant is nie. En toe die persoon 'n baie belangrike opmerking gemaak, dit mag nie vir jou relevant wees nie, maar die mense wat geraak word hierdeur, vir hulle is die gesprek steeds baie relevant. Vanuit daardie perspektief wil ek baie graag vra, André, jy en Hannes het waarskynlik 2 standpunte wat ietwat van mekaar verskil. Wil jy nie vir ons inlei oor hoe jy die hele saak rondom homoseksualiteit, selfde geslagverbintenisse of hoe jy dit ook al sou wou stel, vir ons bietjie ietsie daarvan uitpak nie? Dankie Jannie. Ja, dit sou natuurlik wonderlik wees om ons kon sê die gesprek is afgehandel en ons het tot by 'n sinvolle punt gekom, maar ek dink ons besef dat daar rondom die saak baie emosie is, uiteenlopende standpunte. Ek pleit persoonlik daarvoor dat ons kyk of ons mekaar kan vind, nie noodwendig om saam te stem, maar met eintlik te sê, kom ons vind 'n situasie waar ons die verskillende standpunte kan akkommodeer. Ons is ook nog nie daar nie. Die standpunt wat ek verteenwoordig is ene wat vra en pleit eintlik dat homoseksuele mense op dieselfde basis hanteer en beoordeel word as alle ander mense, dieselfde dus as heteroseksuele mense, en dat seksualiteit nie gesien word as heteroseksualiteit wat in orde is en homoseksualiteit wat dan 'n afwyking is of wat onaanvaarbaar is nie. Ek dink waarvoor ek pleit is dat homoseksualiteit verstaan word vir wat dit is. Daar was 'n tyd wat homoseksualiteit gesien het as 'n siekte, as iets waarvan 'n persoon genees moet word, 'n soort afwyking wat behandel moet word en wat dan gemaak dat die persoon wat nou eers homoseksueel was, dan nou later heteroseksueel gaan wees. Daar was ook 'n tyd gewees wat mense dit gesien het as 'n keuse wat iemand maak. 'n gewone heteroseksuele mens maak 'n keuse om homoseksueel te wees, om homoseksuele dade te pleeg. Ek dink albei hierdie sake het met tyd het daar die insig gekom dat dit nie so is nie. Dis nie 'n siekte wat behandel moet word nie, dis nie 'n keuse wat mense uitoefen nie. Seksualiteit is iets waarmee elke mens gebore word. En seksualiteit hang saam met seksuele oriëntasie. Daar is mense wat groot word en op 'n dag ontdek, hulle voel aangetrokke tot iemand van die teenoorgestelde geslag. Dit is 'n heteroseksuele mens. Die meerderheid van mense in 'n samelewing ontdek dit. Op dieselfde manier is daar mense wat opgroei en op 'n stadium ontdek, maar hulle voel aangetrokke tot iemand van dieselfde geslag. Dis nie 'n keuse wat iemand maak met sê ek het nou 'n keuse tussen A of B en ek het besluit ek wil pervers wees en nou kies ek sommer die minderheidsposisie. Ek wil nou anders wees as ander mense. Dit is 'n basiese oriëntasie
Die mense in die menswetenskappe, die mediese wetenskap, die sielkunde, die psigiatrie sê vir ons vandag dat dit 'n oriëntasie is waarmee mense gebore word. 'n Komplekse situasie wat dit veroorsaak, net soos wat heteroseksualiteit deur 'n komplekse sameloop van omstandighede veroorsaak word. Maar iemand word groot, het die behoefte net soos enige ander mens aan kameraadskap, het die behoefte aan betekenisvolle verhouding met ander mense, het die behoefte aan intimiteit. My pleidooi is dat ons, net soos dat ons heteroseksuele verhoudings op 'n bepaalde manier beoordeel, vir onsself vra, wanneer is 'n verhouding 'n aanvaarbare verhouding, wanneer is dit 'n onaanvaarbare verhouding, dat ons dieselfde maatstaf sal aanlê en sê, wanneer is 'n homoseksuele verhouding aanvaarbaar, wanneer is dit onaanvaarbaar. Uit die aard van die saak, 'n heteroseksuele verhouding wat losbandig is, wat uitbuitend is, wat die ander mens, wat die een party die ander party kwaad aandoen, is onaanvaarbaar. 'n heteroseksuele verhouding wat getuig van liefde en trou, is aanvaarbaar. Ek pleit vir dieselfde maatstaf om te sê dat 'n homoseksuele verhouding wat uitbuitend is, wat destruktief is, wat losbandig is onaanvaarbaar. 'n verhouding wat getuig van liefde en trou is wat my betref aanvaarbaar. Ek sou 'n bietjie daarop wil uitbrei, maar vir 'n begin sou ek sê, dit is die posisie wat ek verteenwoordig. Ek respekteer en ek ook ander standpunte, Hannes se standpunt, en ek aanvaar ons by 'n situasie waar ons nie by 'n finale punt kom nie, maar op die huidige pleit ek daarvoor dat ons ruimte sal bied binne ons kerke, binne die geloofsgemeenskap, ook vir hierdie standpunt wat ek verteenwoordig. André, baie dankie. Hannes, jy voel iets wat anders daaroor? Vertel vir ons. Ek dink wanneer mense oor hierdie belangrike saak praat, dan moet 'n mens vir jouself ook afvra, maar wat is die Bybelse boodskap in die verband? En ek dink ons mis mekaar baie keer, omdat ons die Bybelse boodskap nie dieselfde wil verstaan of dit dalk anders probeer interpreteer, terwyl die woord eintlik baie duidelik is. En ek wil regtig sê, ek het begrip vir gay mense en ek dink God aanvaar gay mense ook. En op 'n besondere manier, as ons baie mooi gaan kyk na die Bybelse uitspraak, dan kom ons by teksgedeeltes uit wat praat oor homoseksuele dade en nie noodwendig oor homoseksuele oriëntasie nie. En as ons oor die daad begin praat, dan moet ek sê, die Bybel het nog altyd dit negatief beoordeel. Hier kan ons baie maklik praat oor teksgedeeltes soos 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10. Ons kan baie maklik praat oor 1 Timoteus 1 vers 9 en 10, Levitikus 18 vers 22, selfs Levitikus 20 ook, as ons wil, en selfs Romeine 1 vers 26 en 27 byvoorbeeld. Maar as mense dit op 'n besondere manier gaan lees, dan dink ek, is daar 'n baie mooi boodskap wat deurkom. Want ja, in 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10 word daar melding gemaak van die sondigheid. Nee, daar word gesê, dronkaards kan nie in die koninkryk kom nie, geldgieriges kan nie in die koninkryk van God kom nie, homoseksuele kan nie daarso kom nie. Maar wat ons baie keer mislees, is vers 10 wat sê, en so was party van julle ook. En dan gaan hy verder, julle het julle sonde afgewas, julle is geheilig, julle is vrygespreek deur Jesus Christus, die Here en die Gees van God. En as ons baie mooi luister daarna, dan kom ons agter dat daar spesiale hoop ook gegee word aan gay mense. En dat daar op 'n spesiale manier dan nou gesê word, dat hulle kan ook heilig wees. En hoor mooi wat sê Paulus. Paulus sê vir ons, ek ken self gelowiges in die gemeente van Korinte, wat homoseksuele dade beoefen het, maar hulle is afgewas, hulle is geheilig, hulle is vergewe, en hulle leef nou uit hierdie verlossing. En natuurlik moet ons bysê ook, as ons reg deur die geskiedenis gaan kyk, dan het die woord van God nog altyd vir ons geleer dat 'n gelowige leef anders as 'n wêreldling. En daar word vir ons op 'n besondere manier dit deurgegee. Dit word vir ons baie mooi beskryf. Ons sit eintlik met 'n geskiedenis van 3000 jaar wat vir ons beskryf hoe gelowiges behoort te leef en wat die vereistes rondom dit is. En hier kan ek maar weer begin dalk by basies by Levitikus 18
waar hy sê in vers 3, moenie leef soos wat die Egiptenare en die Kanaaniete geleef het nie, waar ek julle geplaas het nie. En dan gaan hy so mooi in vers 6, dan sê hy vir ons, moenie bloedskande pleeg nie. En dan gaan hy hierso baie mooi verder in vers 22, dan sê hy, homoseksuele dade is afstootlik. Hy sê in die vers 23 weer, moenie seksualiteit beoefen met diere nie, selfs vroue ook nie. En dan sê hy in vers 24, en hoor mooi wat sê daai vers 24 vir ons. Vers 24 sê, julle moenie julle so verontreinig nie, ek het julle juis gebring by die plek waarvan ek julle bevry het. En ek dink dis die boodskap wat ons op 'n besondere manier ook met mekaar behoort te deel en waarso ons met mekaar behoort te praat. En ek dink, en ek is heel eerlik, homoseksualiteit is seker een van die belangrikste onderwerpe op die oomblik binne in die kerk ook. Besonderlik die afgelope 2 dekades van 2017 kan ons vir mekaar sê, het daar 'n klomp dinge plaasgevind waarso in ons ook begin sien het, daar's gemeenskappe wat begin vorm, daar's tydskrifte wat uitgegee word, koerante wat op hierdie manier die dinge beskryf en selfs ook kerke. Inteendeel, ek dink elke gemeente behoort met baie groot omsigtigheid hieroor te praat, want eenheid, elke 50 lidmate worstel met hierdie aspek binne in die kerk. Maar dit gaan ook 'n stapie verder deur te sê, maar hoe is ek gehoorsaam aan Jesus Christus? En hiersoos waar so Johannes 14 vers 21 dit op 'n besondere manier vir ons sê, nee, as jy die opdrag het en my opdragte uitvoer, getuig dit van daai liefde van Jesus. En hierdie liefde het nie dubbelstandaarde nie. Hierdie liefde het 'n standaard wat getuig van Jesus Christus en die wyse waarso ons dan ook met mekaar prakties moet gesels daaroor. En daarom het ons net so groot hart ook vir die homoseksuele oriëntasie, soos vir die kerk se beleid ook is in die verband, en wat die woord van God vir ons leer. En ek dink daarom is dit die invalshoeke dalk net uit verskillende oogpunte. Goed, Hannes, ekskuus, baie dankie. Ek dink dat 'n mens baie duidelik die 2 standpunte, en ek dink u verwoord dit, die gesprek eintlik wat binne die kerk en in die teologiese wêreld vandag plaasvind, is eintlik die gesprek wat julle nou op die tafel geplaas het. As ek vir die geleentheid sou gee om vanuit die motivering wat u nou onder andere vir mekaar en hier vir ons kykers gestel het, om aan mekaar 'n kort vraag met 'n kort antwoord te vra, omdat die bestek van hierdie program nie vir ons gaan toelaat om op die fynere detail in te gaan nie. Wonder ek, Andre, as jy nou vir Hannes 'n vraag moet vra, na aanleiding van dit wat hy nou gesê het, sy verstaan van hierdie hele problematiek, as ek die woord mag gebruik is, wat sou jy vir hom vra? En Hannes, dan het jy nou die geleentheid om net kortliks daarop te reageer. Asseblief tog, Andre. Ja, ek sou baie graag wou reageer op wat hy sê, maar kom ek probeer dit 'n vraag vir hom stel. Hannes het baie duidelik een interpretasie van die Bybeltekste gegee. Daar is natuurlik baie ander mense waaronder ek ingesit wat presies dieselfde tekste lees en ook erns maak met daardie tekste en tot ander gevolgtrekkings kom as wat ons kom. Meen jy dat ons respekvol met mekaar kan akkommodeer op daardie punt? Byvoorbeeld, kom ons vat 'n teks soos die Romeine 1 teks. As mens die oorspronklike Grieks gaan kyk en jy kyk die terminologie wat daar gebruik word en jy gaan vergelyk dit met beskrywings in die Romeinse literatuur van dieselfde tyd, dan is daar opvallende ooreenkomste met die beskrywing van Romeinse orgies, tipiese orgies, ook homoseksuele orgies, wat so beskryf word. En as mens nou die terminologie en die beskrywing met mekaar vergelyk, dan kan mens onder die indruk kom dat wat in Romeine 1 beskryf word, nie, kom ons sê, gewone homoseksuele gedrag is nie, maar buitengewone perverse beskrywing van orgies, Romeinse orgies. Wat beteken, die vraag wat ek sou vra, sou jy begrip hê daarvoor dat mense wat sal sê, maar omdat in Romeine 1 'n orgie beskryf word, beteken dit nie dat 'n verhouding van liefde en trou, wat tog nie dieselfde is as 'n orgie nie,
dat dit tog ook, dat daai soort siening ook geakkommodeer kan word. Nou, as ek tyd gehad soek oor elkeen van die tekste Ek wou verstaan doen, dit, so ek dink maar die kom ons vat dan die een voorbeeld Ek miskien net dink die vra- vraag is, wat maak ons dan, Hannes, as ek reg verstaan, as mense sê, maar ek het 'n ander interpretasie van En die dis 'n teks, ernstige en ek interpretasie, is dis nie- ernstig met ja, die omgang ja, van die ja. woord en my verstaan daarvan. Hoe gaan ons die twee naast mekaar akkommodeer sonder dat ons begin om mekaar te verwyd dat ons dalk nie ernstig is of so nie. Hannes, hoe help vir ons? Weet jy, ek dink as ons baie mooi en prakties daar wil dink, dan kan ons oor 'n paar van die dinge gesels, Ja. maar die lysie wat deurgegee word is dat 'n Christen tree anders op as 'n wêreldling. Ja. En dis tog die beginsel wat daar deurkom. Ek dink Reverend Sam Albury het nou op 16 Februarie 2017 by die Church of England in Oxford het hy 'n baie interessante stelling gemaak wat hy dit op 'n besondere manier deurgeskryf, basies beskryf het. En wat vir my nogal geraak het, hy het begin deur te sê hy is self homoseksueel. Hy was geboelie toe hy jonk was en klein was in die skool en dies meer daarvoor. Hy het ook begrip vir wat die biskoppe doen en dat hy so 'n bietjie geterg en gesê, maar hulle moet nie meer geld kry daarso. Maar hy het toe gesê hy het 'n probleem met die kerk en nie noodwendig sy gemeente nie, maar met die synode gedeelte ook. Ja. Want hy sê die voorbeeld wat hulle behoort uit te leef en na te streef is die voorbeeld van Jesus Christus. En hy sê Jesus Christus was nooit getroud nie. Hierdie eienskappe wat mense begin sê met daar's ander interpretasies om sin en betekenis in die lewe te gee, is die dinge wat nie so is nie. En toe sê hy, maar glo hulle nog werklik die goeie nuus wat Matteus 19 vers 4 en 19 vers 12 deurgee, nee, en dit gaan daaroor dat Jesus daarso praat oor die huwelik is tussen een man en een vrou gedeelte, en waar so dan sê God het dit ingestel, dis 'n lewenslange verbintenis, dis heilig, en dat dit is die plek waar binne die seksuele plaasvind. En dan sê hy, party van die mense is so gebore, party is deur ander mense so gemaak, party het ander keuses uitgeoefen, dis wat vers 12 daar sê, terwille van die koninkryk. En nou sê hy op 'n besondere manier, en dis die gedeelte wat ek in 'n sekere sin bietjie in hierdie debat mis, nie, want dit is, hy sê ons worstel hiermee, maar ons hou vir Christus as die voorbeeld en die riglyn waarvolgens ons leef. Goed, Hannes, ek is so ongeskik en ek vra groot verskoning terwille van die horlosie wat nie met ons verskriklik simpatie het nie. Kan ek vir jou dan hoe vra en kort net op die man af vir Andrei, dan ietsie wat jy vir ons wou vra na aanleiding van dit wat hy gedeel het, en Andrei dan kort op die man af 'n reaksie daarop asseblief. Hannes, ons gee vir jou geleentheid. Kom ek het baie mooi geluister ook en Ja. ek verstaan dit dat ons tekste dalk kan anders interpreteer. Inderdaad, ja. Maar dit gaan vir my baie keer oor, dit gaan oor die kennis en die vertroue gedeelte, dit gaan oor die leiding van die Heilige Gees, dit gaan oor die ontmoeting van Christus. Ja. En daarom wil ek regtig vra, glo ons nog dat die goeie nuus wat Christus vir ons gegee het, nee, soos wat hy dan nou beskryf in Matteus 19 vers 4 en 12, is dit die wyse waar volgens gelowiges leef en inhoud en betekenis aan lewe behoort te gee, of moet daai gedeeltes gewysig word? Ek glo van harte in die goeie nuus van Jesus Christus. Die bevrydingswerk wat hy bevry alle mense van die mag van die sonde. Hy bevry heteroseksuele mense van die mag van die sonde, wat beteken hy bevry heteroseksuele mense van soortgedrag wat destruktief is, wat nie getuig van liefde en trou nie. Dieselfde met homoseksuele mense. Hy bevry hulle van gedrag wat destruktief is, hy bevry hulle van losbandigheid, hy bevry hulle tot die moontlikheid om verhoudings van liefde en trou te vorm. Natuurlik is jy heeltemal reg om te sê dat Christene leef anders as ander mense. Die andersheid lê daarin dat ons gedrag teenoor mekaar getuig van liefde en trou, terwyl die gedrag wat nie in lyn is met die evangelie nie, is gedrag wat strydig is met liefde, wat nie getuig van trou nie, wat uitloop op losbandigheid, wat uitloop op uitbuiting, wat uitloop op destruktiewe gedrag. Daarom vra ek net, kom ons skeer alle mense oor dieselfde kam, om te sê, jou seksualiteit
moet getuig daarvan dat die goeie nuus van Christus jou vrygemaak het. Collega's, baie dankie. Ons tyd is bykans uitgeloop. Ek wil nou net vir dit in slotte vra, by wyse van 'n slotopmerking. Ek gaan ons mekaar, en as ek nou sê ons, dan vra ek die twee standpunte binne die kerk, en in die gesprek, is daar enige kans dat die twee argumente, punte, vertrekpunte, verstaanshorisonne mekaar ooit iewers gaan vind. En moet ons nie hier dalk by 'n punt kom waar ons sê, ons weet doodgewoon net nie. En moet ons nie heeltemal weet nie, moet ons dalk maar so 'n bietjie na die kant van die liefde. Ek weet nie, ek vra Hannes, ons verleef met die gesprek, want dit lyk nie asof jy sê 20 jaar is die gesprek aan die gang en asof daar enige klaarheid kom nie en dat ons eintlik maar net verder en verder van mekaar verwyder raak. Net 'n slotopmerking en dan Andrei asseblief. Weet jy, ek dink as ons regtig in liefde uitreik en as ons omgee vir mekaar en die hoop van Christus deurgee, dan gaan ons mekaar kan vind. Die gedeelte sal heel moontlik gaan oor wat dan nou sonde is en wat as sonde geklassifiseer moet word. En ek dink daai gedeelte gaan dan op 'n eerlike en op regte manier moet aangespreek word. Terselfdertyd sal ons ook met mekaar sê, dis nie dat 'n mens die Bybelboodskap wysig nie. Ek dink dis 'n gedeelte waar mens regtig saam met Christus die pad stap en Christus as die voorbeeld gebruik om hierdie ware hoop 'n werklikheid te maak. Andrei, is dit moontlik dat ons ook wat hierdie gesprek betref so dramaties en drasties van mekaar kan verskil en tog mekaar kan respekteer, lief hê, omarm en bly voort worstel om beter verstaan van hierdie realiteit te kan bekom? Ek glo dit gaan gebeur, Janie, maar soos Hebreërs sê, geloof ons om oortuig te wees van dinge wat ons nie sien nie, nee. Ek glo ons kan mekaar vind. Ek dink soos wat ek en Hannes vanaand rustig met mekaar kan gesels en mekaar respekteer. Ek dink drie dinge is belangrik. Die een is dat ons werklik saam sal luister na die boodskap van die skrif en oop sal wees vir verskillende interpretasies en op die manier probeer verstaan wat die leiding van die skrif vir ons in hierdie verband is. Tweede plek dat ons onbevange ook sal luister na wat ons by die ander menswetenskappe hoor, wat sielkundiges en medici en mense wat in die ander wetenskappe werk vir ons sê, dat ons ook met 'n oop hart en met 'n oop oor sal luister na die verhale van gay mense self. Ek dink as ons die drie dinge saam doen, dan glo ek, gaan ons deur die Here gelei word om mekaar te vind, al beteken dit dat ons mekaar gaan akkommodeer. 200 jaar gelede was die kerk erg verdeeld oor die kwessie van slawerny. En mense sou vra, gaan ons mekaar ooit vind? 200 jaar later kan ons nie glo dat mense van mekaar verskil het nie. Ek glo en ek hoop dat dit op die pad vorentoe ook so sal wees. Dr. Andrei Bartlett en Dr. Hannes Schulz, baie dankie vir julle deelname. Mag die Here vir julle ryklik seën en mag hy vir ons steeds die lig van sy woord en sy wysheid gee, ook vir die pad vorentoe. Nogmaals baie dankie. Baie dankie, Janie. Is jy toegerus vir die eise van die lewe? Voel jy soms oorweldig en onbekwaam? Kan jy situasies wat op jou weg kom met vertroue en sekerheid hanteer? Toekomsvenster wil jou metgesel op pad na 2020 en aan die ander kant daarvan wees. 'n Hele spektrum van uitnemende stiltetydmateriaal is en word ontwikkel om belangrike temas op pad na geestelike volwassenheid aan te spreek. Jou identiteit in Christus, emosionele en geestelike heelheid, hoe 'n mens keuses maak en disippelskap. Ook God se liefde vir alle mense en die roeping van die gemeente om die boodskap van verlossing uit te dra. Daarmee saam die merkwaardige werk van die Heilige Gees en God se plan met jou lewe. Hierdie is maar 'n paar van die temas wat in 9 weke reise by wyse van kort en praktiese daaglikse stilhou plekke bespreek word. Uitstekende skrywers, uitstekende materiaal, oor 'n uitstekende God, verder gerugsteun deur effektiewe kleingroepmateriaal en preeksketse vir gemeentelike gebruik.
Besoek Toekomsvenster vandag nog by www.toekomsvenster.co.za. Laai die app af van die App Store of Google Play of skakel 39 by 011 665 2017. Dominee Janie Pelser is beskikbaar om by julle gemeentefunksie of erediens op te tree. Onthou Toekomsvenster, jou reisgenoot op pad na die toekoms. Nou ja, daar het julle dit net weer 'n keer, Andrei en Hannes, baie dankie. En ek wil tog so vra dat ons mekaar sal vashou ook in hierdie baie moeilike en interessante tyd waarin hierdie saak deur baie mense bespreek word, en dat ons steeds, soos wat Korintiërs 13 sê, die beste van mekaar sal glo en vir mekaar sal eer en respekteer, ook in ons op weg wees na 'n beter verstaan van God se waarheid wat hierdie saak betref. Hartlike uitnodiging dat jy 'n Toekomsvenster se app sal gaan aflaai van Google Play of van die App Store, en dit is 'n een-stop geestelike huis by wyse van spreke. Daar kan jy geestelik groei, daar's meditasies, daar's preke, boodskappe, daar's heerlike programme, daar is boekvoorlesings en 'n klomp interessante dinge, aktualiteite, die Bybel is daarso, en so jy kan sommer lekker tyd met die Here deurbring deur die Toekomsvenster app af te laai en in jou eie geestelike lewe te ontwikkel en te groei. Nogmaals dankie vir jou inskakel. Volgende keer maak ons weer so.